Kom ons sluit ons oë vir 'n oomblik. Hemelse Vader, ons dankie vir die liefde, vir die goedheid vir elkeen van ons. Dankie vir die voorreg om so saam te wees vanmôre as 'n gemeente. Dankie dat U so by ons is. Heilige Gees, ons nooi U uit om te beweeg in ons midde, dat hierdie liggaam van Jesus sal funksioneer soos hy moet funksioneer. Daarom maak ons harte oop, ons maak ons gedagtes stil, en ons fokus op U teenwoordigheid, ons fokus op U woord, op die openbaring wat U vir ons wil gee. Ons dank U daarvoor, in Jesus naam. Amen, halleluja. Welkom almal, as 'n bietjie uit die woord uitdeel. My titel vanmôre is die bron van alle goedheid. Die bron van alle goedheid. Wil jy met ooping op die 1 Kronieke, hoofstuk 16. 1 Kronieke 16, vers 34. Daar staan die volgende woorde. Loof die Here, want hy is goed. Want sy goedheid is tot in ewigheid. So jy sien, dit is waar dat die Here goed is. So die vloei wat van die Here afkom is goed. Niks sleg kom van hom af. Jakobus 1 vers 17 sê dieselfde in die Nuwe Testament. Jakobus 1 vers 17. Elke goeie geskenk, elke volmaakte geskenk, daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. Die Bybel sê Jesus Christus is dieselfde, gister, vandag tot in ewigheid. En hy is goed. Toe hy op die aarde was hy goed. Vir elkeen. Amen. In die tuin van Eden, wat het God ooit aan Adam en Eva gedoen wat nie goed was nie? Niks nie. Elke ding wat hulle gedoen het was goed. So hoekom het hulle weggesteek vir hom? Want hulle het vir iemand anders geluister. Hulle het vir iemand anders geluister en het 'n leuen geglo. En omdat hulle leuen geglo het hulle self weggesteek vir die Here, né? Maar het hulle enige rede gehad om hulle self vir hom weg te steek? Want hy het nooit hulle enigiets gedoen behalwe goed nie. Hy is goed. Hy is 100% goed. Die enigste rede hoekom iemand hulle self sal wegsteek van die Here, is omdat hulle leuen glo dat hy nie goed is nie. Amen. Amen. Nou Efesiërs 2, Efesiërs hoofstuk 2, vers 4, sê maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde, waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was, deur die misdade, lewend gemaak, saam met Christus. Uit guns is julle gered, en saam opgewek, en saam laat sit, in die hemele, in Christus Jesus. Sodat hy gee vir ons 'n posisie. Amen. En hy gee vir ons 'n posisie sodat hy, dit beteken die posisie, daar's 'n rede hoekom hy vir ons die posisie gee. En hier kom die rede nou, sodat hy in die eeue wat kom, kan betoon of bewys die uitnemende rykdom van sy guns en goedheid oor ons in Christus Jesus. Halleluja. Hy gee vir jou 'n posisie sodat hy kan bewys dat hy net goed is oor jou. So as jy daai goedheid wil ervaar, dan moet jy daai posisie inneem. Nee, hy gee vir jou die posisie waar hy kan goed wees aan jou. Want uit guns is jy gered deur die geloof. Dis nie uit jouself nie. Dit is die geskenk van God. Nie uit werke nie, sodat niemand mag roem nie. Want ons is sy maaksel, geskep in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het ons daarin kan wandel. Ek wil hierdie deel ook in die Amplified vertaling lees, want hy gee vir ons verdere lig daar, Efesiërs 2, van vers 4 af. But God, so rich is He in His mercy, because of, in order to satisfy the great and wonderful and intense love with which He loved us, even when we were dead by our own shortcomings and trespasses, He made us alive together in fellowship and in union with Christ. He gave us the very life of Christ Himself, the same new life with which He quickened Him. For it is by grace, His favor and mercy, which you did not deserve, that you are saved, delivered from judgment, and made partakers of Christ's salvation. And He raised us up together with Him, and made us sit down together, giving us joint seating with Him in the heavenly sphere, by virtue of our being in Christ Jesus,
the Messiah, the Anointed One. He did this so that he might clearly demonstrate through the ages to come the immeasurable, limitless riches of his free grace in his kindness and goodness of heart toward us in Christ Jesus. For it is by free grace, God's unmerited favor, that you are saved, delivered from judgment, and made partakers of Christ's salvation through your faith. And this salvation is not of yourselves, of your own doing. It came not through your own striving, but it is the gift of God. Not because of works, not fulfillment of the law's demands, lest any man should boast. It is not the result of what anyone can possibly do, so no one can pride himself in it or take glory to himself. For we are God's own handiwork, his workmanship, recreated in Christ Jesus, born anew, that we might do those good works which God predestined for us, taking paths which he prepared ahead of time, that we should walk in them. Halleluja! Hy wil sy goedheid vir ons wys. Die eerste probleem wat Adam en Eva opgedoen het na die sondeval, wat hulle geskei het van God, is hulle begin twyfel in die goedheid van God. As jy twyfel in God se goedheid, dan glo jy 'n leuen, net soos hulle. En as jy 'n leuen glo, dan beteken dit in plaas daarvan dat jy oopmaak vir die Here, begin jy toemaak. En dan kan die Here nie doen vir jou wat hy graag wil doen nie. Jesaja 54. Hier gaan ons nou 'n fundamentele waarheid sien wat ons lei om in die volheid van sy goedheid in te gaan. Jesaja 54 vers 14. Jesaja 54 vers 14. Daar staan: deur geregtigheid sal jy bevestig word. Wees ver van verdrukking, want jy hoef nie bevrees te wees nie, en ver van verskrikking, want dit sal nie naby jou kom nie. Kyk, kom ons lees dit in die Amplified, want die Afrikaans is nie baie duidelik vertaal daar nie, en ek wil in die Amplified lees. Luister mooi, Jesaja 54 vers 14. You shall establish yourself in righteousness. You shall be far from even the thought of oppression or destruction, for you shall not fear, and from terror, for it shall not come near you. Dit is nou mooi hoor. Geregtigheid, het ons nou net gelees, is 'n geskenk van God. Jy kan nie dit verdien nie, maar jy moet dit vat. Maar dis een ding om geregtigheid te vat, en dis 'n ander ding om jouself te grond daarin. Ek kan jou nie grond in geregtigheid nie. Ek kan net myself grond in geregtigheid. Elke persoon moet homself grond in geregtigheid. Hy sê, you shall establish yourself in righteousness. Hoe grond ek myself in geregtigheid? Dis wanneer ek dit nie net glo nie, maar ek mediteer daarop. Ek kan nie goed raak in enigiets wat ek doen, as ek dit nooit doen nie. As ek goed wil raak in 'n sport, moet ek die sport beoefen. As ek goed wil raak in 'n werk, moet ek die werk doen. Dit help nie ek lees net boeke oor die werk nie. Dit is goed om boeke te lees, maar dan moet jy dit gaan doen op. Jy moet werk met die ding. As jy werk met die ding, dan kan jy goed raak daarmee, né? Nou dieselfde met geestelike dinge. As ek wil myself wortel, Johan het vanoggend gepraat van daai fondament. Nou die eerste fondament wat ons moet lê in ons geestelike lewe is die geskenk van geregtigheid. Dis die fundamentele nommer 1 openbaring. As jy nie hierdie fundament lê nie, dan het jy niks om op te bou nie. Hy sê, en kyk wat volg op geregtigheid. Op geregtigheid volg altyd iets. Hou jou plek daar, ons gaan weer terugkom, maar kyk net vlugtig na Romeine 14 vers 17. Romeine 14 vers 17. Hy praat van die koninkryk van God. Nou, men het vanoggend vir ons gesê, die koninkryk is nie 'n plek nie. Die koninkryk van die hemel is 'n plek, maar die koninkryk van God is nie 'n plek, dis 'n vloei. Dit is wanneer jy jou onder gesag sit van God. En hy sê vir ons duidelik in sy woord, die koninkryk van God is binne in julle. En dit is waar die vloei is. Nou sê hy, want die koninkryk van God is nie spys en drank nie. Wat hy daarmee bedoel, is dit het nie te doen met vorm en wette en reëls nie, maar geregtigheid, vrede en blydskap in die Heilige Gees. En ek glo hierdie 3 woorde is
in die regte volgorde gesit. Hulle volg presies in daai volgorde, so vir die Heilige Gees hulle geskryf het. Dis, jy kan nie vrede hê sonder geregtigheid, en jy kan nie blydskap hê sonder vrede nie. So dit is 'n goddelike volgorde, luister mooi, maar geregtigheid, vrede en blydskap in die Heilige Gees. En nou gaan ons terug hier na Jesaja 54 vers 14. You shall establish yourself in righteousness. Nou daai versie wat oom Henny vir my geleer het jare terug, 2 Korintiërs hoofstuk 5 vers 21, wat sê, God het hom, wat geen sonde geken het nie, sonde vir my gemaak, dat ek kan word die geregtigheid van God in hom. Toe ek daai vers die eerste keer gehoor het, was dit vir my nogal net 'n versie. Jy weet, so half met 'n klomp woorde wat mekaar gegooi is, so, hoe sal ons 'n word salad, want jy het nie lig nie, jy het nie openbaring nie, jy leer dit soos 'n versie. Maar men het gesê, ek moet dit mediteer, ek moet daar dink. En ek het gelukkig vir hom geluister, en ek het begin mediteer. Want as jy dit mediteer, as jy die Here soek, dan sal hy hom laat vind. Amen. Hoe soek ek die Here? Wat ek met sy woord doen, is presies wat ek met hom doen. Jou respek vir die woord, is jou respek vir die Vader. Jy kan nie sê, wel, die woord is 'n goeie ding, jy weet, en so aan, maar nie opel. Die woord is alles, want hy is alles. Amen. Sy woord en hy is een. Al Johannes 1 sê, dat hy in die begin was, die woord. So God het hom, wat gebeur het, ek het dit gemediteer, en op 'n dag, dat ek het so gemediteer het, toe val dit, omtrent so 30 centimeter, van my kop af in my hart in, jy verstaan. En ek kry skielik net 'n openbaring, dat God het hom, wat geen sonde geken het nie, never mind gedoen het. Hy het nie 'n sonde geken nie. Wat het Johannes gesê? Behold the Lamb of God, vlekkeloos. Hy het nie 'n sonde geken nie. God het hom sonde gemaak. Nou ek kon nog verstaan as hy sê hy het hom so sonde gemaak. Maar hy sê nie dit nie. Hy sê hy het hom sonde gemaak. Dis oorweldigend. Dis mens daaraan, as jy hierdie ding begin mediteer, dan oorweldig dit jou. God het hom wat geen sonde geken het, sonde vir my gemaak, met my sonde, sodat ek kan word, op een oomblik, wanneer ek die geskenk aanneem, die geregtigheid van God in hom. Jy sien? En die oomblik as ek dit gemediteer het, en dit word 'n openbaring in my, dan is ek besig in die proses. Ek dink dis 'n lewenslange proses. Die fout wat ons nie moet maak nie, is om te dink, ek mediteer het eenmaal, ek kry die openbaring, en nou kan ek dit maar weer los. Jy kan nie ophou om dit te mediteer. Jy kan nie ophou, jy kan nie dink, nou ken ek dit. Ek gaan nou aan nuwe dinge. Jy kan dit nie los nie, jy sien. Jy kan nie jou hare, met ons kan vir jou sê, man, jou hare lyk pragtig vandag. 'n week later het jy nog nie weer jou hare gekam nie. Dan gaan jou hare nie meer pragtig lyk nie. Ja, maar 'n week terug was my hare pragtig. Jy moes dit gesien het, ek het 'n foto geneem. Dat jou denke bly nie vernuwe, net soos jou hare nie gekam bly nie. Ek moet elke dag hierdie ding hanteer. Ek moet elke dag dankie sê. Nou die sleutel is die woorde in hom. God het hom, wat geen sonde geken het nie, sonde vir my gemaak, dat ek kan word die geregtigheid van God. Nou is er nog 2 woordjies wat kom in daai vers, in hom. Nou sê die woord van ons in Filippense, julle moet julle self verheug, dat julle in hom is. Okay? So ek moet myself verheug in my geregtigheid, elke dag. Ek moet elke dag sê, dankie Vader, dankie Here Jesus, ek is die geregtigheid van God in hom. Die duiwel het 'n titel, hy het verskillende titels, wat ietsie van hom weggee. Maar in Openbaring 12, vers 10, word hy genoem die aanklaer. Die Engels sê the accuser. Die Heilige Gees is nie die aanklaer. Die duiwel wil jou aankla. Hy sê accuser. Okay? Want die oomblik as jy veroordeling vat, dan tree jy uit jou openbaring van geregtigheid uit. En nou begin jy op jouself invou. En jy kan nie ontvang van die Here nie. Jy kan nie, die krag kan nie vloei nie. En die duiwel was suksesvol. Want hy het reg gekry om jou te herinner
aan iets wat God reeds vergeet het. En dit is nie, weet ons kom agter hoe werk sy schemes in ons lewe. En ons gaan nie aanhou val daarvoor nie. Amen? Ons gaan nie aanhou val daarvoor nie. 1 Johannes 1 vers 9 sê, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons die sonde. En hy reinig ons van alle ongeregtigheid. Wie ken daai versie? Dis 'n goeie versie om te ken. Maar jy bely jou sondes weens jou eie hart, jy sien. Want in 1 Johannes 3 sê hy, as ons hart ons nie veroordeel nie, dan sal ons vra net wat ons wil hê, en ons sal dit kry. Dit is 'n goeie posisie om in te wees, né? Die rede hoekom ons baie keer vra en sukkel om te ontvang, is omdat ons eie hart ons veroordeel. En jou eie hart veroordeel jou, omdat jy 'n sondebewustheid het. Jy het nog nie ontslaag geraak van daai sondebewustheid. En dit is hoekom jy 1 Johannes 1 vers 9 moet doen, wanneer jy weet jy het die target gemis. Die duiwel kan vir sê, jy het alweer, kyk nou na jou, alweer dieselfde ding. Wat kan jy antwoord? Wel, dit wys ek het 'n redder nodig. Het as ek nou nooit die target gemis het nie, het ek nie 'n redder nodig gehad nie, is dit nie waar nie? Amen? Dan het Jesus nie nodig gehad om te kom nie. Maar ek het 'n redder. Ek het 'n redder. En hy red my. Amen? En die duiwel het nie 'n redder nie. Amen. So 2 Korintiërs 5 vers 21 het ons nou oor gepraat. Vers 17 sê, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, alles het nuut geword. Jy moet jou denke voortdurend vernuwe na jou geregtigheid toe. Geregtigheid is die fondasie, dis die fundament van alles in die koninkryk van God. En as ek sukkel met my vrede, is dit omdat ek my openbaring van geregtigheid verwaarloos. Dis die rede hoekom ek sukkel met my vrede, want uit my openbaring van geregtigheid om vrede. Kyk 'n bietjie na Romeine 5. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God. Halleluja. Jy sien, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God, deur ons Here, Jesus Christus. Romeine 5 vers 1, nog 'n vertaling of wat lees hierso. Therefore, since we are justified, acquitted, declared righteous, and given a right standing with God through faith, let us grasp the fact that we have the peace of reconciliation to hold and to enjoy peace with God through our Lord Jesus Christ. Halleluja. So ek kan dit in Afrikaans so vertaal, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, geniet ons vrede met God deur ons Here Jesus Christus. Omdat ek deur die geloof geregverdig, as ek daai openbaring kry, as ek begin om myself te wortel in hierdie openbaring, God het hom, wat geen sonde geken het nie, sonde vir my gemaak, dat ek kan word die geregtigheid van God in hom, beteken ek staan volmaak. En ek hoef niks te doen nie. Dis 'n geskenk. Jesus het nooit 'n fout gemaak. Ek het baie foute gemaak, maar Jesus het nooit 'n fout gemaak nie. En hy deel sy geregtigheid met my. Hy gee dit vir my. Hy het sonde geword met my sonde. Dat ek geregtig kan word met sy geregtigheid. 1 Petrus 2, vers 24, daai bekende versie vir ons wat oor genesing gaan, sê dieselfde ding. Kom ons lees dit daar. 1 Petrus 2, vers 24, wat self my sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ek dood kan wees vir sondes en lewend kan wees vir geregtigheid, deur wie se wonde ek genees is. Die King James vertaling, 1611 vertaling sê, who his own self bore our sins in his own body on the tree, that we, being dead to sin, can be alive unto righteousness, by whose stripes we are healed. Amen. Sy eie liggaam het hy jou, al jou sonde persoonlik gedra, sodat jy dood kan wees daarvoor. So groot geloof vat dit. Hy vat dit dadelik. Om rond te rol in veroordeling is 'n gebrek aan geloof.
En dit eer nie die een wat dit alles vir jou gedoen het nie. As ek die een wil eer, wat dit alles vir my gedoen het, en ek wil groot geloof hê, dan beteken dit, as ek daai gebed gebid het, 1 Johannes 1 vers 9, en ek bely my sondes, dan staan ek daar op, en ek gaan aan, asof niks ooit gebeur het. Hoe lang is jy veronderstel om sleg te voel? Wat sê die boeke? 'n maand? 'n week? Jy sien, as jy geloof het, dan al het jy die merk gemis. Jy gaan op jou knieë, jy bely dit, en as jy daar opstaan, is jy vry. En jy hervat jou verhouding met die Vader, asof nooit iets gebeur het. Amen. Dis geloof. Dis geloof in wat God gedoen het. Dis geloof in wat Jesus gedoen het. Amen. Om sleg te voel daaroor gaan niks help nie. Inteendeel die Bybel sê, het gaan juis, jy speel juis in die aanklaer se hand in, as jy sleg voel. Kyk, jy gaan sleg voel voor jy bely het, maar na jy bely het, staan jy op en jy vergeet dit. Jy vergeet dit, asof dit nooit gebeur het nie. As jy dit kan regkry, gaan 'n geweldige krag beskikbaar kom in jou lewe. Want uit dit uitkom daar geweldige vrede, en geweldige vreugde, en geweldige krag. Maar die vangplek is, jy moet ook met ander mense dit doen. Want die oomblik as jy ander nie kan vergewe nie, en hoe lang hou jy dit teen ander mense? 'n uur, 'n maand, 'n week, 'n jaar, vir ewig? Hy sê, as jy met die berg praat, dan sal hy jou gehoorsaam wees, maar, net een probleem, vergewe, as jy iets teen iemand het. Want as jy nie kan vergewe nie, dan maak jy 'n blokkade vir jou, om jou vergifnis te ontvang. Dit is 'n vloei waarin jy moet beweeg. Dis hoekom dit so krities belangrik is, om te besef, dat dit wat iemand teen jou verkeerd doen, is nie eintlik daai mens nie. Dit is die duiwel self. Hy sit agter, dit is nie, moenie soos die bil wees, jy weet aan Spanje, te daai bilgevegte, en daai pragtige swart bil, kom in daai arena ingehardloop, hy blink so, jy sien net spiere, dan staan daar hierdie mannetjie met die skouerkussinkies, en hy het hierdie rooi doek, en hy oortuig die bil, dat sy vyand die rooi doek is. Die bil is te mekaar. As die bil vir een oomblik moet dink, dat die mannetjie is sy vyand, is dit klaar met die mannetjie. Jy sien, ek moet as daai bil, daai ou, net eenmaal mooi tref, dan bly nie veel van hom oor nie. Maar die bil is mislei. Dit is presies dieselfde as die Christen. Hy storm die arena in, die duiwel vat ander mense. Hy veroorsaak decepsie in daai ander persoon. Hy veroorsaak oppressie in hulle. Hy het dalk aan daai ander persoon vir 'n lang tyd gewerk. So daai ander persoon is 'n werk van die duiwel in progress. Party van hulle meer so as ander, né? Maar hy reflekteer deur daai ander persoon iets lelik. Daai ander persoon doen jou iets aan. Maar as jy besef, hulle het opgetree uit die pyn wat in hulle is, of uit die decepsie wat in hulle is. Hulle is self onder oppressie van daai mannetjie met die skouerkussings, né? Die duiwel. En jy kom agter wie is jou ware vyand. Dan moet jy die rooi doek vergewe. As die bil die rooi doek kan vergewe, dink net daaraan. As ons een bil kan kry, in die hele Spanje, wat die rooi doek kan vergewe, dan is die mannetjie agter die rooi doek bokveld toe. En as jy die mense kan vergewe, gaan jy die duiwel hamer. Want nou begin jy in geestelike vloei inkom. Die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie. Moenie na die mens kyk nie. Maar dit is, agter die skerms, kom daai geestelike kragte. En jy het toegang deur Jesus. Hoeveel respek het jy vir iemand? As iemand vir jou 'n geskenk gee, dan die respek wat jy vir die geskenk het, reflekteer in 'n mate die respek wat jy vir die persoon het. Is dit nie? As jy nie veel respek vir die geskenk het nie, dan beteken dit jy in effek nie veel
respek vir die persoon nie. En Jesus gee geskenke. Een van die geskenke wat hy vir ons gegee het is vrede. En dit is ding wat ons deesdae leer, dat Jesus word genoem in Jesaja die vredevors. Die Engels sê the Prince of Peace. Dit beteken hy het op hierdie aarde gewandel elke oomblik in perfekte vrede. En sy perfekte vrede het gevloei uit sy perfekte, hy was gewortel in sy openbaring van sy geregtigheid. Dit het gekom uit sy openbaring van dis ek en die Vader is een. Hy het dit gesê. Kan jy dit ook sê? Sê saam met my, ek en die Vader is een. So. Jy is seker. Amen. Ek en die Vader is een. Groter is hy wat in my is, as hy wat in die wêreld is. Jy sien, ek het die openbaring gekry. Ek dink, vir een van die rede dat ek eers die openbaring gekry dat hy in my is. Want, jy weet, Openbaring 3 vers 20, ek staan by die deur en ek klop, elke het my stem hoor, die deur oopmaak, ek sal inkom. Okay, so Jesus is nou in my hart. Maar eers jare later, het ek die openbaring gekry dat ek in hom is. Net soos wat ek my hart oopgemaak het vir Jesus om in te kom, het hy sy hart oopgemaak vir my om in te kom. Ek is in hom. En hy is in my. So omdat ek in hom is, het ek deel aan hom. Deel aan sy krag, deel aan die koninkryk, deel aan elke goeie ding. Amen. Maar nou het ons 'n vyand wat beroof is van sy kroon en sy krag verloor het. Maar al ding wat hy teen jou het, is die krag van suggestie. Hy kom met jou gedagtes werk. En die duiwel het geen krag as hy nie in jou gedagtes kan inkom nie. As hy nie in jou gedagtes kan inkom nie, dan verloor hy sy houvas op jou hele lewe. En hy sal veg met sy tooth en nail om in jou gedagtes in te kom. En om jou gedagtes vas te hou. En as jy eers besef, maar dis wat die oorlog is. Die oorlog in my lewe gaan oor my gedagtes. Daar is niks belangriker as my gedagtes te beheer nie. Want ek aktiveer geeswette op daai manier. So, kom ons kyk weer na Romeine 8. Romeine 8 vers 1 en 2. Daar is dan nou geen veroordeling. Halleluja. Geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is. Geen veroordeling vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Daar is die triek. Nou, hoe kan jy dit reg? Dink jy dit is moontlik om elke dag in die gees te wandel? Wel, jy moet weet wat dit beteken. En dit is so eenvoudig. Hy sê in vers 5, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, en die wat geestelik is, bedink geestelike dinge. So eenvoudig as dit. Ek wandel in die geestelike realm, in die arena wat ek dink. That's it. So eenvoudig as dit. As ek 100% my gedagtes vernuwe kan kry met die woord, dan wandel ek 100% in die gees. En ek aktiveer vers 2, want die wet van die gees, van die lewe in Christus Jesus, maak my vry van die wet van die sonde en die dood. Natuurlike mens kan dit nie verstaan nie. Natuurlike mens soek natuurlike bewyse. Hy wil eksperiment doen, maar hy besef nie dat iets groter agter dit alles. Maar eintlik moet hy dit besef. Want as jy kyk na die natuur om jou, en jy begin intelligent daarna kyk, en jy begin delf in wetenskap, dan is daar een ding wat jy sien, en dit is, jy sien ontwerp. Ek kan met 'n elektronmikroskoop kyk na 'n sel, en ek kan inzoom op die mitokondrium van die sel, wat die kragsentrale van die sel is. En ek kan nog verder inzoom met daai elektronmikroskoop, tot ek die membrane van die mitokondrium kan sien. Dan sien ek in die membrane, dubbelmembraanstelsel, met 5 komplekse, van die elektrontransportketting. Kompleks 1, 2, 3, 4 en 5. In volgorde. En kompleks 5 lyk soos 'n rad, wat deur 'n ingenieur ontwerp is wat spin. Die elektrone gepomp word, spin hy, en hy trek die waterstofione deur, en energie word gemaak soos 'n kragsentrale. So klein, dat 'n ligmikroskoop kan dit nie sien nie, ek moet dit met 'n elektronmikroskoop gaan sien. So it stands to reason, if you see design, there must be a designer. Amen. Nou sê die evolutioniste, nee, dit is toevallig.
Die kans dat so iets toevallig is net so goed, jy sê, dat 'n tornado deur 'n scrapyard gegaan, en toevallig 'n Boeing 747 geassemble. Toevallig uit al die stukke scrap wat daar gelê het, in volle vlug kom hy daar uitgevlieg aan die ander kant. Nou, dan het jy meer geloof as ek. Ek sien, dis wat die Bybel sê, ons kyk op na die sterre, ons kyk na die natuur om ons kyk na 'n skoenlappertjie wat by jou vlieg, en jy sien ontwerp. Hoekom lyk ander skoenlappers nie dieselfde kleur nie? Elkeen is amazing, elkeen is 'n meesterstuk, jy sien ontwerp. Kom daardie ontwerper, en hy kom na ons toe, en hy kom demonstreer vir ons, hy wys ons wat verkeerd gegaan het, ne? Hoekom ons nou die gemors is waar ons nou is, en dan kom gee vir ons 'n pad uit, hy sê vir ons, soek allereers die koninkryk van God, en sy geregtigheid, en al die dinge, sal vir jou bygevoeg. Dan sê hy vir ons, die koninkryk van God, kom nie met uiterlike observasie nie, jy sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie, Lukas 17:21, die koninkryk van God is binne in jou, ontdek iets binne in jou, en dan in jou moet jy eerstens die Here Jesus aanneem, dan is jy wedergebore, en dan moet jy daai geskenk van geregtigheid vasmaak, establish, amplified, you shall establish yourself in righteousness. Kyk na die volgorde, you, wie sal dit doen? Jy, you shall establish yourself in righteousness, you shall be far from even the thought of oppression or destruction. You shall not fear, or you shall not fear. Die vrede in jou is so groot, dat gedagtes van oppressie kan nie eens naby jou kom nie, jy het te veel vrede. And from terror, for it shall not come near you. Daar is te veel vrede, die vrede vloei teen so 'n kragveld, daar is 'n kragveld van vrede, wat gegenereer word, wat deur jou vloei. Toe Jesus van die berg af wou gooi in Nazareth, wat sê die Bybel te gedoen? Hy het nie so Samson 'n kakebeen vir 'n donkie gegryp en almal doodgeslaan nie. Dit was 'n ander salwing wat Samson gehad het. Nee, hy het tussen hulle deurgeloop. Kragveld van vrede. En die geskrifte wat ons lees oor die kruisiging, die geskiedkundige geskrifte van die kruisiging, sê hulle, dit was chaos. Dit was 'n demoniese chaos tydens daai kruisiging. Daar was chaos geweest. Daar was net een persoon wat in totale vrede was. En dis die beskuldigde. Hy was in 100% vrede. Amen. Hulle kon hom nie rattle nie. Romeine 5 vers 1. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, geniet ons vrede met God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie posisie van guns waarin ons staan. Jy moet toegang verkry, jy sien? Jy moet toegang verkry. As ek daai vers lees, om een of ander rede, dink ek altyd aan, ek het 'n video gekyk jare terug, The Gospel Songs of Elvis Presley. Nou, Elvis Presley was eintlik geroep deur die Here om 'n gospelsanger te word. Maar hy het nou sy talent gebruik vir die wêreld. Maar in sy privaat lewe het hy amper net gospel gesing. As jy agter die skerms was, is al wat hy wou sing. Hy wou nie een van sy rockliedjies met jou sing nie. Hy het sulke groepe gospelsangers gehad wat saam met hom, en hy wou net die hele tyd, dis al wat hy wou sing. Jy kon sien, baie van hierdie kunstenaars het eintlik 'n salwing, hulle word eintlik geroep deur die Here. En toe hy 'n klein seentjie was, Elvis Presley, was daar 'n ou gewees, vergeet nou sy naam, hy was 'n baie bekende bas gospelsanger. En Elvis het vreeslik van hom gehou. Elvis se favourite was bas. Hy het eintlik gewens die Here het hom 'n bas gemaak. En hy het eendag gestaan by die konsert van die ou, maar hy het nie geld om in te gaan nie. En die ou self kom verbygestap en hy sien die seentjie. En hy sê, kom hier so. En hy maak vir my deur oop, agter. En laat hom sit daarvoor. En toe het 'n gewoonte geword, hy en dit was toe nie Elvis Presley nie, dit was net 'n seentjie, verstaan. En dan van Elvis. En die gospelsanger het hom elke keer daar laat ingaan, en hom toegang gegee. Hy het hom 'n toegang gegee. Interessant, né? Later jare, toe die bordjies bietjie omgeruil is, en Elvis Presley word hierdie famous sanger, het hy die ou toegang gegee. Hy het die ou ere toegang gegee, altyd, tot sy konsert. Hy het hom laat sing. Gospel songs, tydens sy konsert. Interessant, né? Maar toegang, jy moet toegang kry. Nou, toegang word deur guns gegee, né? Guns, is onverdiende guns. Daai seentjie het niks verdien nie, maar hy het hom guns gegee. Die Here gee vir jou guns, hy gee vir jou toegang. Posisie, waar ons toegang verkry het, tot 'n posisie van guns waarin ons staan, en ons verheug onsself
in die hoop op die goedheid van God. Jy sien, as jy daar staan, dan kom dit is eers vrede, en dan kom vreugde. Die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid, vrede en vreugde in die Heilige Gees. So as ek gaan staan voor hom, dan staan ek in vreugde. Jesaja 55 sê, jy sal uittrek met vreugde en voortgelei word met vrede. Maar vreugde kry jy die moeilikheid uit. Paulus was in die tronk gewees, onskuldig, in die middel van die nag begin hy vreugde vrystel, en wat gebeur? Die hele tronk bars oop, al die vensters, al die deure, alles bars oop. Daai krag wat uit hom uitkom, maak die bars die tronk oop. Die vloei van jou lewe word bepaal deur jou daaglikse keuses. Keuses van watter gedagtes jy dink en watter woorde jy sê. Dit word nie bepaal deur die Here nie. Die Here gee vir jou keuses. Hy sê vir jou, ek sit voor jou, lewe en dood. Kies jy. Dan gee hy tot 'n tip vir jou. Hy sê, kies die lewe. Take the tip. Hebreërs 10, vers 1 en 2. Kom ons lees dit. Hebreërs 10, vers 1 en 2. Want die wet, wat 'n skaduwee het van die toekomstige weldade. Let wel, weldade. Goeie dinge wat kom. Hy sê, kom goeie dinge, waar ons leef in die dae van die goeie dinge, mense. Halleluja. Nie die beeld self van die dinge nie. Kan nooit deur dieselfde offers, wat jaar na jaar gedurig gebring word, die wat toetree tot volmaaktheid lei nie. Anders, as dit moontlik sou wees om hulle tot volmaaktheid te lei, sou hulle opgehou het om geoffer te word. Ek bedoel, die offer was nie vir 'n volmaakte persoon, omdat die wat die diens verrig, nadat hulle eenmaal gereinig is, jy kan ook sê eenmaal volmaak gemaak is, geen bewussyn meer van sondes sou gehad het nie. As ons daarmee 'n offer kon kry, dis nou die vraag, wat hy nou, as ons nou verder lees, en sê, as ons nou net so 'n offer kon kry, 'n offer wat volmaak is, dan dat is nie nodig, 'n offer wat jou volmaak kan maak, as jy een offer kon kry, wat jou volmaak kon maak, dan is dit nie nodig dat die offer oor en oor gedoen word. So, mense wat insinueer, dat 'n Christen is 'n sondaar, deur genade gered, mis die merk. Dis nie waar nie. Ons is nie sondaars deur genade gered nie. Ons was 'n sondaar. Ons is deur genade gered. Nou is ons die geregtigheid van God. Hoe geregtig is God? Hoe geregtig is hy? Volmaak. As hy volmaak is, dan is ek volmaak. Want ek is sy geregtigheid. Ek is in sy beeld geskaap. En nou herstel hy sy beeld in my gees. En ek word die geregtigheid van God in hom. Om in oorwinning te lewe, moet ek die vermoë ontwikkel om bonatuurlik te vergeet. Om in oorwinning te lewe, moet ek die vermoë ontwikkel om bonatuurlik te vergeet. Ek moet my sondes kan vergeet, en ek moet jou foute kan vergeet. As ek my sondes kan vergeet, dan staan ek in geregtigheid. As ek jou wil vergewe, dan moet ek jou sondes vergeet. Hoe weet jy het iemand vergewe? Jy praat nie meer daaroor nie, en jy dink nie meer daaroor nie. As jy gedurig iemand anders herinner aan hulle fout, dan help jy die aanklaer. Maar jy self kan nooit uit die aanklag ontsnap. Jy hou jouself gebonde. Jy sien, om volkome vergifnis te ontvang, dat my gees dit weet, dat ek myself wortel in geregtigheid, moet ek volkome kan vergewe ook. Dis hoe die stelsel werk. So ek moet vergewe, ek moet eers die openbaring kry van hoe volkome ek vergewe is. Dat beteken dat ek soos Paulus kan maak in 2 Korintiërs 7. Nou ons weet Paulus het 'n paar foute in sy lewe gemaak. Hy het gedink, hy doen die Here 'n guns as hy Christene vervolg. En hy was aan die hoof van die steniging van Stefanus. Hy het lasbriewe gekry van die priesters, en hy het die Christene uit hulle huise uitgesleep aan hulle hare. En hulle vir die leeu's gegooi. Dit was Paulus. Hy het gedink, hy doen die wêreld 'n guns. En toe hy die dag wedergebore is, hy was op pad na Damaskus toe om daai Christene te gaan arresteer. Toe arresteer Jesus hom. En gelukkig het hy die regte woorde gesê op die regte oomblik, anders was dit
tickets met hom gewees, want Jesus was nou hier toe met Paulus. Hy het sy genade toukie uitgehardloop. Hy was op die laaste sentimeter. En, maar nou weet nou, die probleem is, jy het nou al die Christene doodgemaak. Hoe leef jy met jouself saam? Ek bedoel, as jy een mens vermoor het, hoe gaan jy dan mee saamleef? As jy nog 'n slegte ou vermoor het, is dit nog een ding. Of jy het in selfverdediging dalk iemand geskiet het, maar as jy 'n klomp mense wat Christene is, kinders, vrouens en mans vermoor het, hoe leef jy dan mee saam? En dan kom hy in 2 Korintiërs 7 en hy sê, ontvang my, ek het nog nooit in my lewe iemand skade aangedoen nie. Dan dink jy by jouself, Paulus, ek dink ek en jy moet 'n bietjie praat. Lyk of jou geheue nie so goed is nie. Maar sien, hy het die openbaring van geregtigheid. Dit beteken as hy kan gaan staan voor die troon van die heelal en sê ek het nog nooit iemand skade aangedoen nie. En God sal met hom saamstem. Die regter van die heelal sal met hom saamstem. Jy is vry. Amen. Dis geregtigheid. Dis geloof. Dis daai geloof wat gemaak het dat die krag in Paulus so groot was, dat hy mense uit die dood kon opwek. Jou gesag om te heers is gesetel in jou geregtigheid. Jou geregtigheid is in hom, jy moet daagliks jou denke vernuwe, en jou verheug dat jy in hom is. Nou kom ons gaan na 2 Petrus 1 toe, vers 1 tot 4, en ek wil hom sommer hier wegspring om in die Weymouth vertaling lees. Ek sien die tyd hang alles 'n bietjie in. 2 Petrus hoofstuk 1, vers 1 tot 4. Die Weymouth vertaling. Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, to those to whom there has been allotted a faith of equal privilege of ours, through the righteousness of our God and of our Saviour, Jesus Christ. May more and more grace and peace be granted to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord, seeing that His divine power has given us all things that are needful for life and godliness, through the knowledge of Him who called us by His own glory and perfection. Thereby He has granted us His exceeding great and precious promises, in order that through them you may become sharers in the divine nature, having escaped the corruption which is now in the world by reason of lustful passions. So jy kan ontsnap, maar dit gaan nie oor beter werke te probeer doen nie. Dit gaan oor om jou hart te draai. Daai wat ons gesê het, it's not a earning, it's a turning, okay? Sê saam met my, it's not a earning, it's a turning. Kyk daai jongste seun wat so weggegaan het en droog gemaak het en alles met die prostituie deurgebring het, al sy geld gemors het, toe kom hy terug na sy pa. Dis die geheim, kom net terug na jou pa toe. Amen. Die pa het hom, hy stink seun, hy het hom net so gevat, hom 'n kleed opgesit, hy het net teruggedraai. Al wat die Here wil is, dra net jou hart na my toe. Draai jou hart na my toe en ek sal die res doen. As jy jou hart wegdraai, dan draai jy jou hart weg, omdat jy die leuen glo. As jy die leuen glo van die vyand, dan draai jou hart weg. Want die vyand oortuig jou die Here is jou probleem. Die Here is nie 'n probleem nie, hy is jou oplossing. Daar's niemand wat jou so lief het soos hy nie. Daar's niemand wat jou so graag wil seën in jou lewe soos hy nie. Daar's niemand wat beter drome vir jou lewe het as hy nie. Hy is goedheid, hy is guns, hy is liefde. Amen. En al wat jy moet doen is draai jou hart na hom toe. Ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om jou siel te red. Amen. Halleluja. Kom ons bid saam. Dankie Vader vir die voorreg om hierdie woord te ontvang, hierdie woord te hoor. Dankie vir die groot liefde vir elkeen van ons. Ek bid dat hierdie woorde geseël word in ons harte, dat ons elkeen 'n doener sal wees, dat ons gedagtes in lyn sal hou met die woord, dat ons vandag elkeen die besluit sal neem en 'n doener sal wees om onsself te bevestig in geregtigheid. Om onsself te wortel in geregtigheid. Om met geregtigheid te werk, dat die openbaring van geregtigheid elke dag groter en groter sal word in ons lewens. Ons dank U daarvoor. In Jesus naam. Amen.